Goeiedag en welkom hierso by Inspireer. Ons is besig met die tema aanbidding, of sal ek sê 'n lewe van aanbidding. Hoe lyk 'n lewe van aanbidding? En ek wil met jou deel een van my heel gunsteling gedeeltes in die Bybel. En dit is waar Paulus en Silas hulle self in die tronk bevind in Filippi. En ek lees saam met jou nou in Handelinge 16. Sê teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en die gevangenes se kettinge het losgekom. Nou, hierso is Paulus en Silas, hierdie is nadat hulle baie erg geslaan is. So hulle vermoed dat daar 'n waarskynlikheid is dat hulle hande en selfs die bene in hulle voorarms gebreek was, soos wat hulle geslaan was. So hulle was bebloed, geslaan en dan was hulle vasgebind hierso in die tronk in Filippi met houtblokke wat dit baie moeilik gemaak het om te staan, te lê en oor die weg te kom. En dan gebeur daar iets, hulle aanbid die Here. En na hulle aanbidding dan is daar 'n aardbewing, dit skud en dan word hulle vrygelaat. Baie keer wanneer ek en jy hierdie lees, dan dink ons dat die aanbidding is sodat God vir hulle iets moet doen. Hulle aanbid God sodat hy vir hulle die deure moet oopmaak. Maar as jy gaan kyk na Paulus en Silas se leefstyl en wie hulle was, dan het hulle geen idee dat die tronkdeure sou oopgaan nie. Dis ook nie die rede hoekom hulle aanbid nie. Hulle aanbid God want hy is God. Hulle aanbid hom want hulle lei 'n lewe van aanbidding. Alles wat hulle doen, en dis Paulus wat dit sê, hy sê alles wat ons doen, of ons sit en of ons staan en of ons eet en kom of gaan, ons doen alles tot verheerliking van Christus. So Paulus en Silas het 'n leefstyl wat God aanbid. Alles wat hulle doen, aanbid hulle die Here. So wanneer hulle vasgebind is, selfs op hulle swakste oomblik, dan besluit hulle, die wêreld sal ons nie onderkry nie, want God wat in ons leef, hy wat in ons is sterker as hy wat in die wêreld is. Die vrede, die vreugde, hy wat in ons is, gaan ons aanbid. En dan begin hulle hom aanbid. Daar in die middernagtelike ure, bebloed, stikkend geslaan, begin hulle hom aanbid. En dan die gevolg is, tronkdeure gaan oop. Nou ek en jy aanbid nie die Here sodat tronkdeure vir ons oop gaan in ons lewe nie, maar ek wil vir jou sê, dit is die resultaat. Wanneer ek en jy in aanbidding is, kry ons soms die antwoorde wat ons soek, kry ons soms die deurbraak, die bevryding, kry ons die stem van God, en dit wat hy vir ons wil sê, dit wat hy met ons wil deel. So ek wil jou vandag uitnooi, spandeer baie tyd, spandeer al jou tyd in aanbidding, alles wat jy doen, oral waar jy gaan, en dalk kyk jy vandag hier en jy bevind jouself in 'n tronk by wyse van spreuke. Dan wil ek jou uitnooi vandag, wil jy nie op jou knieë gaan nie, wil jy nie vir hom sing, wil jy hom nie aanbid nie, en ek glo dat hy die deure vir jou oopmaak. Mag hy jou seën terwyl jy hom aanbid. Mag jy 'n awesome dag hê. Totsiens.